Welkom by vanoggend se eredienshandelinge. Vandag vra ons die vraag: kyk ons deur God se oë? Ek vertrou dat dit goed gaan met jou vanoggend. Vanoggend gaan ons 'n tydjie neem om saam in die woord te reflekteer oor dit wat ons van Jesus se liefde leer. Ons het die afgelope tyd het Oom Elmore gepraat oor the chosen en dat Johannes 4, die Samaritaanse vrou by die put, so mooi uitgebeeld word. Wat ek hou van the chosen is dat daar meer van 'n storie afspeel. Ons sien bietjie meer van die gebeurtenis, hoe dit dalk regtig kon gebeur het. En in daardie verhaal het daar iets so sigbaar geword vir my. Die afgelope tyd reflekteer ek daaroor dat ons ons naaste moet lief hê. En hoe lyk dit en hoe doen ons dit? Want Matteus 22 vers 35 tot 40 vertel die samevatting van die wet is eintlik 2 gebooie. Die eerste een, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en verstand. En die tweede een, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ek daardie woorde hoor, dan wil ek vinnige opsomming maak en sê, dis belangrik dat ons ons naaste lief hê en ons moet fokus op dit. Dis die kruks daarvan, hoe kry ek dit reg? Doen ek dit verkeerd? Doen ek dit nie verkeerd nie? Dis daar waar die foute moet lê. Maar as ons net 'n bietjie dieper kyk en ons kyk na daardie verhaal van die vrou by die put en Jesus wat na haar toe kom en hoe sy reageer, wat sy van hom sê, wat Jesus vir haar sê, dan kom ek agter dat ons eintlik 3 vrae moet vra. Die eerste vraag is jy oortuig van dat God jou liefhet? Oom Elmore het so mooi daaroor gepraat die afgelope tyd, dat as God na ons kyk met sy oë, dan is dit oë vol liefde. Hy is lief vir ons, hy aanvaar ons, hy gee sy lewe vir ons. Hy wil in 'n verhouding met ons leef. Hy voorsien aan ons, hy sorg vir ons. Hy is jammer vir ons as ons swaar kry. En hy is bereid om grense te oorskry om na ons toe te kom. Jesus het mens geword. 'n Joodse man, Jesus Christus, het by 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou by put gaan staan. Sy was eintlik, die beker wat hulle moes deel was onrein vir Jesus. Maar hy het daai oorskry want hy kyk met liefde na ons. So die eerste vraag is jy oortuig dat God met liefde na jou kyk? Of sien jy 'n donker bril? Sien jy 'n donker bril as God na jou kyk? Want dit is nie die waarheid nie. God kyk met liefde na ons. Die tweede vraag wat ek wil vra, en hier lê eintlik die geheimenis vir vandag. Wanneer ons hierdie bril opneem, hierdie bril van Jesus wat vol liefde is, kyk ons na onsself, na ons eie lewe met liefde. Gebruik ons hierdie bril, kyk ons deur God se oë van liefde na onsself. Kan ons onsself aanvaar? Foute en alles, vet en maar en slim en dom en onvolmaak, beperk. Nie al ons doelwitte behaal nie so suksesvol as wat ons dalk wou wees nie soveel geld as wat ons dalk wou hê nie so kan nou nie see toe gaan vir hierdie vakansie nie. Kan ons onsself aanvaar, lief hê vir ons, onsself lief hê en onsself versorg? Of skeep ons onsself af en sien ons onsself nie volwaardig nie? Gebruik ons dalk hierdie bril van leuns, van die vader van die leuns. Wanneer ons na onsself kyk, dan sien ons soos die Samaritaanse vrou. Hoekom wil jy by my wees? Ek is 'n Samaritaanse vrou. Niemand in die dorp wil met my geassosieer word nie. Dit is hoekom ek hier alleen is op die hitte van die dag. Want niemand wil by my wees nie. Daar is fout met my, ek het 5 mans gehad, die een wat ek het is nie my man nie.
Ek lewe in sonde, wie kan my lief hê? As ek na myself kyk, sien ek net foute, onreinheid, mislukking, moedeloos. Vol moedeloosheid kom ek by die put aan. En ek beskuldig sommer die ander mense dat hulle my oordeel, selfs al het Jesus nog niks gesê nie. Watter bril gebruik ek wanneer ek na myself kyk? Watter bril sit ek op? Want as ons glo dat God ons liefhet, dan behoort ons hierdie bril dan op te sit en so na onsself te kyk. Want hier is die leuen. As ons na onsself kyk deur hierdie bril, sukkel om onsself te aanvaar of lief te hê of te vergewe. As ons so kyk na onsself, kan ons nie soms so kyk na ander mense nie. Dit werk nie so nie. Hoe ons onsself sien, wanneer ons na onsself kyk, is die lens wat ons gebruik. Dit is die oë waardeur ons na ander kyk. So wanneer ek sukkel om iemand anders lief te hê, te aanvaar, te vergewe, wanneer ek fout vind by almal, wanneer ek glo dat almal is uit om my te kry, wanneer ek glo dat selfs Jesus Christus wat ek by die put ontmoet het, my reeds oordeel. Die profeet wat vir my sê, hy weet alles wat ek gedoen het. Ek glo hy sê dit dat omdat hy my wil oordeel daarmee, dat hy dit wil gebruik as 'n rede om my te veroordeel en my te stenig. As ek die Samaritaanse vrou is en ek gebruik hierdie lens om na Jesus te kyk by die put, dan sien ek nie vir Jesus wie hy werklik is nie. Want ek kyk nie deur die regte oë nie. Die waarheid is, as ons na ander wil kyk, deur Jesus se oë, wanneer ons werklik ander mense meer wil lief hê, meer soos Jesus wil word, as ons die mooi in die lewe wil sien, as ons Jesus se geskenke en genade en gawes in 'n ander wil sien, dan moet ons hierdie bril dra. Ons moet deur sy oë kyk. En dan moet ons onsself ook die genade gee om onsself deur hierdie bril te sien. Gebrokenheid en al. Om deur Jesus se oë te sien is nie om soos deur 'n reënboog te kyk nie. Dit maak nie sommer net alles reg nie. Maar wanneer ons met liefde na onsself kyk, ons onsself kan aanvaar en versorg, dan skep ons eintlik 'n voorbeeld daarvan om 'n Christen te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, om vol liefde te wees. God het nie net lief nie, hy is liefde. En wanneer ons met daardie liefde kan leef teenoor onsself, dan het ons reeds die regte lens op. En dan kan dit oorspoel in al ons ander verhoudings. En dan kan ons naaste lief hê. Ons kan die mooi in die wêreld raak sien. Ons kan die gawes in ander raak sien. En dit is wat die Here vir ons wil hê. Hierdie is nie sommer 'n goedkoop bril nie, julle. Hierdie bril is gekoop deur die bloed van Jesus Christus. 'n Teken van sy ongelooflike liefde vir ons. Niks het hom gekeer nie. Jesus het homself verneder om die menslike liggaam aan te neem, mens te word, gebore te word, groot te word en sy lewe te gee, sodat ek en jy naby hom kan wees. Hy sien ons nie net met liefde nie, maar hy wil ons verander, dat ons met hierdie selfde liefde na onsself en na ander kan kry. Mag die Here ons elkeen seën vandag en in die week wat voorlê, en die res van hierdie jaar wat so besig is tot en met Kersfees, dat ons nie sal vaskyk in 'n donker bril nie. Dat ons nie behep sal wees met tekortkominge, onvolmaaktheid en foute nie, maar mag ons deur die oë van liefde onsself sien en ander sien, en so mag Jesus se koninkryk sigbaar word in hierdie wêreld. Amen.